As ek jou sou vra om die laaste persoon te beskryf wat jy sou kies as God se stemdraer, wie sal jy kies? Welkom by die Sepcast, die tuiste van die nommer 1 netwerk vir jou lewe. Hier draai ons geliefde stories op hulle koppe, kyk na wat die geskiedenis dalk misgekyk het en ontdek saam hoe Jesus ons nooi in 'n groter storie in, daar waar ons bly, werk en speel. Waarskynlik sal jy iemand met 'n donker geskiedenis kies, iemand wat mense vervolg het, iemand wat wreed is en 'n groot stuk haat in hom dra. Dit is presies wat Saul van Tarsus was. Hy het sy lewe daaraan toegewy om die vroeë kerk uit te roei, totaal en al. Hy het Christene laat arresteer, hy het hulle gemartel en selfs goedgekeur dat hulle doodgemaak word. En tog kies God juis vir hom. Dit maak nie sin nie. Waarom sou God 'n man soos Paulus gebruik? Omdat dit die evangeliese punt bevestig. Niemand is te ver weg nie. Geen verlede is te vuil nie. Geen skuld te swaar nie. Paulus se bekering op die pad na Damaskus is 'n dramatiese herinnering dat God se genade altyd groter is as ons mislukkings. Kom ons dink 'n bietjie prakties hieroor. Dalk voel jy dat jy te ver van God af is. Jy dra dalk 'n verlede wat jou skaam laat kry. Jy dink, ek is die laaste persoon wat God kan gebruik. Maar Paulus se verhaal sê, jy is presies die tipe mens wat God wil gebruik. Jou littekens kan die plekke word waar God se lig die helderste deurstraal. En dis waar dit prakties raak. Jy hoef nie te wag totdat jou lewe perfek lyk voordat jy hom begin volg nie. Jy hoef nie te wag totdat jy waardig is nie. Dis juis jou storie, ja, selfs die donker dele, wat ander sal aanraak. Mense soek nie 'n plastiek weergawe van geloof nie, hulle is oor dit. Hulle soek eerlike, rou stories van mense wat ontdek het dat Jesus hulle nie wegstoot nie, maar nader trek. By SA Gemeente sê ons wil die nommer 1 netwerk vir jou lewe wees, en ons wil hê jy moet die nommer 1 netwerk in ander se lewens wees. En dis presies wat dit beteken. Jy stap nie jou pad alleen nie. Jou foute, jou suksesse, jou soeke, ons dra dit almal saam, want in 'n netwerk soos hierdie, leer ons dat God selfs die vervolger in 'n verkondiger kan verander. En hierdie netwerk is nie geslote nie, enige iemand kan inkom. My uitdaging aan jou, vertel bietjie jou storie aan iemand hierdie week, of vra God om iemand op jou pad te stuur, waar die geleentheid oopgaan vir wie jy jou storie kan vertel, en let baie mooi op wie oor jou pad kom. En dan vertel jy jou storie, nie die mooi gefiltreerde weergawe nie, maar die ware storie. Deel die oomblikke waar jy geval het en hoe God jou weer opgetel het, en kyk hoe God dit gebruik. Dalk meer as wat jy ooit kon dink. Tot môre, mooi loop.